So hulle het vir jou hier ingegooi terwyl die ander mense reeds tyd gehad het. Hoe dit gevoel? Ek was baie op my senuwees van die begin af. Ek sukkel, ek is 'n people's pleaser tipe mens. Ek sukkel om myself gelukkig te hou. Ek sal eerder ander mense gelukkig hou. Ek moet sê ek is blessed. Die meisies was baie nice met my van die begin af. Ek het nie geweet wat om te verwag nie. Hulle was so oop en vriendelik en verwelkomend. Ek kon dit amper nie glo nie. Soveel soos wat jy lief raak vir die ander vrouens, is daar ook 'n element van hulle is ek is in kompetisie met hulle. Hoe ervaar jy daai konflik? So ek moet sê ek het nogals baie close geraak met die girls soos wat jy sê. Maar op die einde van die dag sien ek dit nie as 'n kompetisie nie. Ek sien dit soos ek's hier vir Roan. En partykeer is dit ook moeilik want jy wil nie hulle gevoelens seermaak as jy soos wil sê okay, ek voel 'n sekere manier oor Roan nie. Ek het soos regtig sterk connections gevorm met die meisies. En partykeer voel ek soos hulle verdien die geleentheid om iemand amazing te ontmoet. En gewoonlik is ek daai persoon wat eerder sal terug sal staan en iemand anders soos liefde sal gun. Vandag was net, ek dink, die moeilikste dag vir my sover hier. Maar So. ek's moeg, ek's emosioneel uitgeput. Net regtig uitgeput. Dis fyn. Dis hoekom ek hier is. Om jou te help om met daai emosies te deel en om seker te maak dat dit nie jou sprankel steel nie. Wil jy 'n tissue hê? Okay, hier is tissues. Die oomblik toe ek by Liesel gaan sit het, was daar klaar net bietjie meer van daai kalmte. Ek het oorspronklik soos gesê ek wil nie. Ek het nie belang gestel nie. Ek wil nie. Alles was net vir my too much gewees. Dit gaan goed en okay, dit gaan nie sleg nie, maar ek dink op die stadium is al baie mixed emotions van my kant af. En ek weet nie, is dit net normaal nie, is dit hoe dit is en dit jy weet is deel van die proses. Maar ja, dit gaan nie sleg nie, maar dit gaan ook nie great nie. Ek dink dit is so 'n bietjie moeilik met klomp emosies, klomp vroumense bymekaar, maar ja, ek dink ek hou vas aan die feit dat ek hou van wat ek sien sover in Roan en dit maak my opgewonde elke dag om te weet ek gaan hom probably sien. Ons het net beheer oor onsself en ons eie reaksies. Ons het nie beheer oor Ons het glad nie. En dis hoekom ek myself reggemaak het in my kop voor ek gekom het. Vir hierdie goed en wat moontlik mag gebeur en jy weet, ek dink aan elke moontlike scenario in jou kop. Wat mag gebeur so vir myself het ek al myself voorberei. Okay. Toch gaan katterigheid wees, toch gaan jaloesie wees, toch gaan hierdie wees, toch gaan daar wees wat ek afvoel. En ja, dan is dit net, as jy kom op die punt, wat ek voel, okay, vandag is soos nie 'n lekker dag vir my nie, dan weet ek, okay, this is how I need to handle it. Soos, steer terug, of... Vir my was dit maar net 'n check-in. Ek dink baie van die ander meisies het dit meer nodig gehad as wat ek het nodig gehad het op hierdie stadium. wat het jou hart nou nodig? Sure. 'n lekker partyvakansie. Ek gaan baie Bali toe soos escape. Ek het nie geweet hoe baie my hart nodig het wat ek nou gaan sê totdat ek hier gekom het en eintlik 'n slaggie of iets vir myself gedoen het en tyd eenkant gesit het om toe te laat. Om myself Instagram wat ek altyd bid vir ander mense nie. I don't want to put myself out there want ek word in 'n bonksie gesit, ek word reject en ek word nie gekies nie. So hoekom sal hierdie keer anders wees? En you can't keep doing the same thing and expect a different result. Physically, I cannot do anything more different than this. So I'm putting myself out there. This is very crazy. Ek meen, hier is baie vulnerable om op hierdie platform iets anders te doen. Ek dink die emosies loop hoog en omdat alles so kondens is, druk dit mense in ongemaklike posisies in waar hulle nog steeds nie 'n uitlaatklep het nie. So daar's nie 'n supportstelsel nie, daar's nie crutches nie, daar's nie mense met wie jy kan kontak buite hierdie proses wat jy kan mee praat nie. Ons mag nie. So you're on your own. Ek voel ek moes hier wees. Ek weet nog nie hoekom nie.
presies nie. Trying to figure it out. Maar ja, ek is trots op myself dat ek iets gewaag het en iets gedoen het vir myself om iets in die lyn van liefde te doen, want ek dink altyd is vir ander mense nie vir my nie. Ek het al geleer mens moet alles deurdink en dit is seker verkeerd, maar ek dink as mens met die hart dink, is daar 'n groter kans dat jy kan seer kry as met die kop. Ek het ook geleer dat dit help nie om altyd uit die hart uit vinnig besluite te maak nie. Partykeer moet jy dit eers 'n bietjie met jou kop deurdink. Liesel skep regtig 'n safe space vir 'n mens om eintlik regtig maar net jou hart te kan deel. Ja, ek dink jy kan eintlik enigiets vir haar vertel. Ek praat vir al die girls, soos ek gehoor het hoe hulle nou praat, baie het beter gevoel nadat hulle met haar gepraat het. Ek dink daar's baie emosies wat vrouens wegsteek en vrouens wil praat, maar hulle wil ook nie praat nie, want hulle weet nie wie hulle kan vertrou nie. So, dit was lekker om met haar te kon sit en met haar te gesels en vir haar te kan sê hoe mense regtig voel. Ek doen nie een ding agter 'n toedeur en voor ander mense is ek iemand anders nie. So, en dit is een ding wat ek dink wat mense in my lewe ook waardeer van my, is wanneer jy 'n opregte antwoord soek, dan kom hulle na my toe, want ek gaan nie met jou doekies omdraai nie.